Goeiedag. Dit bly 'n voorreg om saam rondom die woord by mekaar te kan wees en dat ons die Heilige Gees mag bid, hy wat die outeur is van die skrif, dat die Gees ons dit vir ons sal oopbreek en dat ingang vind in ons harte en ook deel sal word van ons lewens. Kyk vandag na Jesaja 40 en dit gaan juist daaroor dat hoe kan ons mekaar en ook ons kinders in besonder begelei om met arensvlerke te kan vlieg te midde van hierdie wêreld, hierdie gebroke wêreld waarin ons lewe. Ons lees Jesaja 40 vanaf vers 25. Met wie kan julle my vergelyk? Wie is soos ek? Vra die Heilige. Kyk op na die hemel, wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal. Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel, die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby? Weet jy dan nie? Het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie. Hy raak nie afgemat nie en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleuers struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Dit is so. Ons kan nie altyd keer dat die seer en die gebrokenheid ons lewens raak, of die mense rondom ons se lewens raak, of dan ook die lewe van ons kinders raak. Daar gebeur siekte, vir kinders is daar baie keer maatjies wat hulle spot, hulle word soms onregverdig behandel, kry soms seer, word er nagekom, daar is moeilike keuses wat hulle ook moet maak. Ja, hulle word ook dalk teleurgestel deur mense en ook selfs hulle self. En dit is waar vir ons as volwassenes ook. Ja, hoe graag sou ons nie die seer en die stikkendheid van hierdie wêreld, van ons kinders, van mekaar en van onsself al wil weghou nie. Maar ons kan nie. Iewers glip dit tussen hierdie keer wat ons wil hê, glip dit deur en dit raak ons. Nou natuurlik het ons 'n roeping en elke ouer moet sy kind ook begelei om negatiewe dinge ook van hulle af weg te probeer hou en hulle te begelei op die regte pad. Natuurlik moet elke ouer vir sy kind 'n sekuriteit skep en grense leer, 'n plek waar hy kan ontwikkel in binne 'n veilige area, 'n veilige omgewing. Die Here gaan inderdaad van ons elkeen verantwoording eis oor hoe ons kinders groot gemaak het en groot maak, sodat ons ook in die doopsbelofte wat ons afgelê het, gesê het. Hoe ons kinders gaan begelei. Het ons na die beste van ons vermoë ons kinders begelei en sekuriteit gegee, veiligheid gegee. Want dis wat van ons gevra word. Niemand is volmaak nie. En tog is dit die roeping van elke ouer. Tog is dit die roeping van elke gelowige tot sy medegelowige. So natuurlik met ons 'n roeping teenoor die volgende geslag. Natuurlik het ons as kinders van God in die algemeen het ons die roeping om altyd mee te werk tot heelmaking, tot herstel, tot vrede, tot liefde, tot geregtigheid en opbou. Ja, natuurlik het ons as kinders van God is ons oorwinnaars en daar is 'n lewe groter as ons in ons omstandighede en tog in hierdie gebroke wêreld is daar tye wat mense soms net wil vra. Maar wat nou? Soms voel dit net of die wêreld met sy gejaag en sy eise jou amper wil oorweldig. En dat jy voel, dit gaan ook jou kinders oorweldig. Daar is dalk 'n bepaalde situasie wat net 'n groot uitdaging is. Of dalk is jy vandag daar waar jy voel, maar die wiele kom af. Ek kan nie by alles uitkom nie. Jy kan selfs moedeloos raak, nie net in jou situasie nie, maar in jou kerk wees, in jou gelowig wees, ook saam as gelowiges en al die strukture en die funksionering en dan voel mens, ja, partykeer raak jy so vasgevang in formalisme en kan ek waarlik met arensvlerke vlieg binne 'n geestelike pad wat die Here by ook oplei. Voel partykeer so afgemat. Partykeer miskien moedeloos as ons na die land en die politiek en die wêreldekonomie en die wêreldoorloë kyk, skep dit amper 'n lamheid. Die lewe na die sonneval kry ons soms beet op een of ander manier. Daar's omstandighede waaroor ons nie altyd opgewonde is. Maar
Daar is ook Jesaja 40, en die openbaring van Jesaja sê, die God wat alles gemaak het, hy wat almagtig is, oor alles regeer, hy wat altyd en altyd is, ewig, hy wat vashou waar jy val, wat krag gee as jy nie meer kan nie, wat jy met arensvlerke laat vlieg, so beloof Jesaja 40. Daar is 'n oorwinningslewe vir die wat op die Here vertrou, vers 31. Daar is nuwe krag vir die wat in 'n verhouding met God leef, vers 31 ook. Daar is hoop en perspektief omdat 'n kind van God is. En dis die boodskap van die belofte van Jesaja 40. Dit wat ons in Jesaja 40 lees, en dis wat baie keer ook, of dis wat ook bevestig is met ons doop wat ons ontvang het, ook wanneer ons dit ontvang het, of wanneer jy jou kinders gedoop het, want dan word hierdie beloftes ook deur die doop daaraan bevestig. En dit is hierdie bekende boodskap van God is God, en hy hou ons vas te midde van moeilike omstandighede. Leef ons regtig daarin. In hoe mate is hierdie sekerheid, hierdie belofte gee dit regtig moed en bepaal dit ons lewe dag tot dag? Is ek besig om met arensvlerke te vlieg? Kom ons gaan kyk 'n bietjie dieper na hierdie gedeelte en hoe ons in hierdie belofte waarlik kan en moet lewe. Nou, as ons gaan kyk hier in Jesaja 40, dan veronderstel dit 'n gebroke werklikheid. Die konteks is waarskynlik van hierdie gedeelte is waar hulle waarskynlik toe die volk in Babyloniese ballingskap was, weliswaar aan die einde, want daar sprake in die volgende hoofstuk van koning Kores wat Babel oorwin het, en koning Kores het toe van die volk geleentheid gegee om terug te keer uit ballingskap. Maar die punt is, hulle is nou nog in ballingskap en daar is 'n moedeloosheid. Daar is 'n moeilike omstandighede. Die omstandighede is so dat die volk vra, maar het die Here hulle vergeet? Gaan die reg by die Here verby? So vra hulle vers 27. Dis die omstandighede so dat selfs jong manne, wat teken is van jeugdigheid en krag, dat hulle moeg raak. Manne in die vleuer van 'n lewe, so staan daar in vers 30. Hulle wat op die toppunt van hulle krag is, hulle struikel en val. Ja, selfs jong manne kan nie staande bly nie. Kan nie alles van hulle self of van ander weghou nie. Dis 'n werklikheid en 'n gegewe en word veronderstel ook in hierdie skrifgedeelte. Daar is 'n gebroke werklikheid. Dit is alles waar en die gedeelte impliseer dit ook. Maar daar is ook die belofte van die God van die heelal. Belofte van nuwe krag wat ontvang word, Psalm 9, vers 29, 31. Belofte van versterking vir hulle wat nie meer kan nie, vers 29. Arensvlerke om te vlieg, vers 31. Om 'n nuwe lewe tegemoet te hardloop en nie moeg te word, vers 31. Die vraag is tog maar, wat beteken ons geloof dan, as ons nie die beloftes van God werklik omhels en leef nie? Wat beteken ons geloof as ons die beloftes, ook die beloftes wat in die doop aan ons bevestig is, nie omhels en inderdaad daaruit leef nie? Want die Here vat ons nie weg uit hierdie wêreld nie. Ons is nog in hierdie bedeling, maar hy gee ons nuwe krag. Hy keer nie altyd die uitdaging wat oor my pad kom nie, maar hy versterk ons om die uitdaging aan te gryp. Hy vat ons nie weg uit hierdie lewe nie, maar hy gee ons arensvlerke om te vlieg. Daar kom aanvalle van mense en die bose, maar hy gee ons krag en oorwinning. Ja, ook ons, mense rondom ons kinders, moet soms in 'n wrede en uitdagende wêreld leef, maar hy hou ons vas. God is met ons op pad, deur moeilike omstandighede heen. Dan wil ons tog baie keer vra, maar hoekom leef ons nie in die volheid daarvan nie? Hoekom leef ons nie elke dag in hierdie krag nie? Hoekom vlieg ons nie met arensvlerke nie? Hoekom wil ons amper weghardloop baie keer vir die lewe en ons gryp dit nie aan nie? As 3 dinge in hierdie skrifgedeelte wat ons baie spesifiek moet raak sien. 3 dinge wat te maak het of ons in die krag en die versterking van God leef of ons by die arensvlerke van God vlieg. 3 dinge in hierdie gedeelte wat ons vir mekaar moet sê, vir ons kinders moet leer, om ook deur swaar kry, hier en gebrokenheid heen, die oorwinningslewe te leef wat God vir ons gee. 3 dinge, en dit gaan oor glo, vertel, vertrou. Glo, vertel, vertrou. Eerstens moet ons glo, vers 28, glo dat God God is. Daar staan die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie. Sy insig is ondeurgrondelik. Partykeer mis ons die versterking van die Here, omdat ons
Dis wat hier staan nie werklik glo nie. Ons het baie keer so hierdie, ja, God is almagtig, God is almagtig. Maar as dit regtig in die situasie kom, dan dink ons tog die situasie is groter. En is onoplosbaar. En is geen plek waar ek heen kan gaan nie. Alles lyk net soos 'n doodloopstraat. Ja, partykeer, ons sal dit nie hardop sê nie, maar partykeer deur ons daar in ons denke, glo ons nie wat in vers 28 staan nie. Maar ook, dit wat daar staan, waar hy sê, hy is 'n ewige God, hy is skepper en hy is oor alles, sy insig is ondeurgrondelik. Partykeer sê ons, ja, maar in praktyk sê ons eintlik nee. Nee, ek moet God se insig kan deurgrond. Ek moet God se raadsplan kan deurgrond. Ek moet eers kan verstaan hoekom dinge gebeur en ek moet eintlik eers kan verstaan waartoe ons op pad is, dan sal ek kan leef. Dan sal ek kan volhard. Maar as ek my krag en my hoop vind in die deurgrondbaarheid, die verstaan hoekom van hierdie lewe en van God se plan. En ja, ek kan al eintlik die lig in die tonnel sien. Dan vind ek inderdaad nie my hoop en krag in God wat die Almagtige is en wat met sy ondeurgrondbare insig my dra en begelei nie. Dan vertrou ek nie God my lewe nie, maar inderdaad my eie rede. Nee. Vers 28 sê juis, ondeurgrondbaar is God. Ek sal nie alles verstaan nie, maar hy is die Almagtige wat ver groter as my verstand dinge beheer en bepaal. Mens sien dit ook in Prediker 8, sonder 'n gedeelte waar hy sê, niemand kan die lewe beheer nie. En dan sê hy ook daarna 'n gedeelte, niemand verstaan. Hulle wat sê hulle verstaan nie. Jy kan nie die lewe altyd verstaan nie, maar jy moet leef volgens God se wil. Dit is amper soos om te sê, jou lewenskaarte kan jy nie kies nie. Dis nie jou afdeling. Jy kan dit nie altyd verstaan nie. Dis nie jou afdeling. Maar jy moet die lewenskaarte wat God vir jou gee speel en dit tot sy eer speel. Dis sy afdeling. En dis wat hier gesê word om te glo dat God God is. Om te glo en te weet, maar is ver groter as wat ek kan verstaan. Maar ek leef in verhouding met God in sy grootheid en die wete dat hy lewe, tyd en ewigheid bepaal. Natuurlik het ons verstand en ons worstel ook soms met die Here en ons kom en ons vra en maar daar kom 'n punt waar ons besef, maar God se insig en nie net 'n punt waar ons besef nie, dis 'n belydenis van God se insig is ondeurgrondelik en daarom kom ek by die punt waar ek nie meer vra waarom en hoekom nie, maar eerder waartoe. Wat moet ek doen? Wat moet ek maak? Hoe moet ek reageer? Waar wil die Here my bring? Wat wil die Here my leer? Want as ek vashou by die hoekom en die waarom en nie kom by die waartoe nie, dan gaan ek moedeloos word. Dan gaan my kragte te min word, want hoe die lewe werk en hoe God se raadsplan werk is meer as wat ek kan verstaan. Nie eerder maar net om te gaan sê, Here, wat wil U my leer? Waar wil U my vat? En tree vir tree volg ek U, want U lei my in U krag en in U almag in alle omstandighede. Ek erken dat God die Almagtige is. Ek glo dat God die Almagtige is en dat hy alles ten goeie laat meewerk. Al sien ek nie altyd die volle prentjie. Ja, vers 28 sê, hy is die skepper wat alles geskaap het en steeds in beheer is. Baie keer het ons tog maar hierdie persepsie in praktyk, dat ons uitgelewer is aan ons omstandighede, of uitgelewer aan mense. Glo, God is God. Hy is almagtig, hy is ewig, hy is volmaak. Ons kan nie altyd sy plan en die verloop met ons denke mooi verstaan nie. Maar ons glo dat God God is. Hy is die Almagtige. Ja, wanneer ons probeer self dinge verstaan en as ons daardie vasgryp in God se verborge raadsplan, dis dan wanneer ons begin in eie krag, soos hoenders rondhardloop en rondpik in plaas daarvan om soos 'n arend te vlieg op die gees, die wind van die gees van God. Jy moet glo. Maar tweedens moet ons vertel. Soms is ons so kragteloos en afgemat, omdat ons mekaar nie die goeie nuus en die waarheid van God se beloftes en die waarheid van sy almag meedeel. Ons bou mekaar nie op. Inteendeel, die volk sê, ja, die Here sien ons nie raak nie. Die reg van God gaan by ons verby. En dan is die vraag net, wat sê die volgende vers? As hulle sê die volk, die Here sien ons nie raak nie, dan staan daar,
weet jy dan nie, het jy nie gehoor nie, by implikasie, maar kom ek vertel jou. Verklaarder sê juist dat hierdie, weet jy dan nie, dui op die waarhede soos in die skrif is, wat op die skrif wat in die mate wat dit daai tyd beskikbaar was, maar ook die mondelike getuie en die gelowiges, die mondelingse getuie van ander gelowiges en hulle vaders, hoe dit oorgedra is. Hierdie, kom ek vertel jou wie God is uit sy woord. Kom ek vertel jou wie God is ook deur my lewe. God is die skepper, hy is ewig, hy raak nie afgemat nie, daar is nuwe krag, hy laat ons vlieg met arensvlerke. Sy insig is ondeurgrondelik. Maar so baie keer is dit nie wat ons vir mekaar sê nie. So baie keer raak ons vasgevang in die negativiteit en die verkeerde en alles wat skeefloop en trek ons mekaar eerder af in plaas van om mekaar nader te trek en te vertel van en steeds bemoedig met die volheid van God se belofte waarin ons kan lewe. Nou om hierdie belofte te kan vertel, moet ons dit eers self glo. Dis die eerste punt, wat jy glo dat God is en dat hy met jou pad is volgens sy raadsplan. Maar selfs al glo jy dit, dat se baie keer kry ons dit nie reg nie, want ons is besig om hierdie krag te mis, hierdie hoop, hierdie ademsvlerke, want ons vertel nie dit vir mekaar nie, ons moedig mekaar nie aan nie, ons begelei mekaar nie in die beloftes wat die Here gee nie. Ons maak mekaar eerder baie keer moedeloos met ons negativiteit, met ons fokus op die verkeerde en die stikkende. Ja, hoe getuig ons inderdaad teenoor mekaar? Miskien is dit die appel, hoe getuig ons teenoor mekaar? Hoe gaan ons ook ander begelei en hoe gaan ons kinders opvoed? Gaan ons ook sê, ja, dis maar 'n stikkende wêreld. Of dalk eerder vir mekaar of vir ons kinders sê, ja, maak nie saak hoe groot die probleem is nie. God is groter. Maak nie saak hoe jou pad gaan kronkel nie. God is met jou op 'n ewige pad na 'n ewige bestemming. Eerder gaan sê, maar as die seerheid kom, dan sal God in sy liefde ook heelmaking en genade gee. Vir elke uitdaging in die lewe gaan jy God se krag kry om dit aan te gryp. Ja, ons weet nie hoe gaan dinge uitdraai nie, maar God is reeds daar in hoe dit ook al gaan uitdraai. Ja, as ons mekaar as kinders van God, as ons mekaar se fokus wegtrek van God af, as ons na die omstandighede kyk en mekaar net heeltyd vertel van die omstandighede, ja, dis dan wanneer ons soos hoenders verward rondpik en nie met die krag van 'n arend vlieg op die gees van God. Moet glo, moet vertel en dan die derde, vertrou. Vers 31, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Die wat op die Here vertrou, nie oor die oorspronklike woord het eintlik 'n groter betekenis van as wat bloot met een woord in Afrikaans beskryf word, die betekenis van vertrou, om gerig te wees tot God, om te wag op die Here, om te wag met 'n verwagting en 'n afwagting. Dis nie 'n passiewe wag nie, maar 'n aktiewe wag om te sê, ek weet God gaan iets doen en ek wag om te kyk wat gaan God doen in hierdie situasie en hoe gaan ek daarvan deel wees. Ek verwag dus dat ek in God se naam voluit sal leef en ook die uitdagings of hartseer of gebrokenheid kan hanteer en ek wag dat die Here ook vir my wys en ek vertrou dat die Here my wys om ook daardie unieke pad te stap tot sy eer. Vertroue is om die stuurwiel van jou lewe in God se hande te plaas. Vertroue is die wete dat God my sal vashou in alle omstandighede, dat hy my sal begelei, dat hy my sal vorm, al is dit deur diep waters heen. Vertroue is om mekaar en ook ons kinders in God se hande te plaas. Vertroue is om elke dag eers stil te sit by God voordat die gebeure van die dag ander. Vertroue is om die belofte van Jesaja 40 te omhels en te leef. Sluit af. Ons het 'n verantwoordelikheid as medegelowiges om mekaar te begelei. Ons het 'n verantwoordelikheid as ouers om ons kinders te begelei en te beskerm. En tog kan ons nie al die seer en die gebrokenheid van ons kinders af weghou nie. Maar ons moet mekaar begelei om te hoor, te omhels en te weet, daar's 'n God wat almagtig is. Ons God is almagtig. Hy wat alles gemaak het. Hy wat vir altyd is, vir altyd en altyd is, vir ewig. Hy vat inderdaad vat ons nie weg uit hierdie wêreld nie, maar hy gee ons nuwe krag. Ook al voel ek kan nie meer. Hy keer nie die uitdaging wat oor my pad kom nie, maar hy versterk ons om die uitdaging aan te gryp en hy hou ons vas wanneer ons val. Hy vat ons nie uit hierdie lewe weg nie.
maar hy gee ons arensvlerke om te vlieg. Mag dit nie net vir ons teorie wees nie. Mag ons dit glo en omhels en leef. Mag ons dit vir mekaar vertel en vir ons kinders vertel. Nie volpomp met alles wat verkeerd is nie, maar vertel van wie God is en wat hy doen. Mag ons God vertrou, op hom wag met 'n verwagting, sodat ons inderdaad met arensvlerke kan vlieg in alle omstandighede. Ja, ons kan nie al die seer keer nie, maar ons hemelse Vader hou ons vas en laat ons vlieg met arensvlerke. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader, binne die omstandighede van elkeen wat hierna kyk, bid ons dat U nuwe krag gee, dat U nuwe perspektief gee, dat U nuwe hoop gee. Here, want by U is daar arensvlerke om mee te vlieg. By U is daar krag waar ons kan hardloop en nie moedeloos word. Ja, Here, ons wil hierdie lewe leef soos wat hy gegee word, maar met ons oog op U, in navolging van U, met ons hand in U hand, ja, een tree agter van waar U ons lei. Here, dankie dat ons lewe in U hande kan plaas en U kan vertrou met ons lewe. Ons bid hierdie gebed in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap, die teenwoordig wees, die begeleiding, die troos en die krag van die Heilige Gees, is en bly met u elkeen. Amen.